nou kan ons uiteindelik met die pret begin. Hier begin ons nou met jou gewone rye en reekse. Alright. Wat belangrik is met hierdie is om altyd eers hou net by jou stappe, né? Bepaal altyd eers jou patroon, dan gaan bepaal jy of is dit rekenkundig of meetkundig, dan bepaal jy gebruik jy TN of SN en jy chuck dit net in jou formule in. Ons gaan 'n bietjie moeiliker voorbeelde ook doen, maar hou net by jou reëls, dan sien jy dis regtig nie so bad nie. Okay, so die eerste een sê hulle hier vir my 'n klomp goed. Hulle sê daar's 'n meetkundige reeks, great. So dis die eerste ding wat ons al klaar het. Hulle sê sy eerste term is 2 en hy het 'n konstante verhouding van 1/3. So ek hou daarvan om my reeks te gaan bou. Ons weet hy het 'n eerste term, met ander woorde die A, sê hulle vir my is 2 en hy het 'n konstante verhouding van 1/3. En dit is pretty much al wat jy nodig het om te weet. Hulle sê bepaal die volgende 2 terme van die patroon. So as ons weet my eerste term is 2, so al wat jy gaan doen is jy maal, onthou meetkundig is mos nou maal met 'n sekere faktor. So dan sê ek maal met 1/3, dan gee dit vir my volgende 2 terme, so as ek gaan sê 2, maal met 1/3, gee vir my 2/3, en as ek dit sê maal met 1/3, dan kry ek 'n 2/9. So ek het dit is in julle opsommings baie mooi uiteengesit. So die patroontjie lyk op hierdie stadium, dit is 'n 2, dan is dit 2/3, en dan is dit 2/9. En dan kan jy nou so aangaan, maal met 1/3, maal met 1/3, totdat jy nou nie meer wil nie. Okay, so daar is die volgende 2 terme van my patroon. Nou sê hulle bereken die waarde van som tot oneindig. Super eenvoudig. Hulle sê vir my, die som tot oneindig is gelyk aan A bo op 1 minus R. Dit is mos my formule vir som tot oneindig. My waarde vir A het hulle vir my gegee as 'n 2, bo op 'n 1 minus, en hulle sê my R is 1/3. So al wat jy gaan doen is jy gaan chuck hierdie letterlik net in jou calculator in, en dan kry ek my antwoord as 3. Okay, so hierdie is 'n baie eenvoudige ding, jy hou net by jou stappe. Bepaal is dit rekenkundig of meetkundig, TN of SN, en gebruik die regte formule, en that's it. Okay, kom ons maak 'n bietjie interessanter. Kom ons werk bietjie met sigma. Ek love sigma. As julle nie seker is nie, gaan kyk die video oor sigma. Die ding wat sigma interessant maak, of lekker maak vir my, is dit lyk super complicated. So baie mense sukkel met sigma, maar is eintlik regtig eenvoudig as jy net hou by die stappe. Okay, die stappe is in die opsommings, maar ek het dit weer vir julle hier gegee. Jy kry altyd eers jou patroon, jy bepaal of is dit rekenkundig of meetkundig, dan is dit die enigste catch is om daai N te kry. Onthou, ons het dit in die video behandel, en dan gebruik jy dit in jou regte SN formule, and that's it. So kom ons gaan kyk gou hierso. Hierdie tel 5 punte, en al wat hulle vir my sê is bepaal die waarde van M, and that's it. Hierdie is al wat hulle vir my gee. So kom ons chat dit gou oor wat hierdie vir my sê. Hierdie sê eintlik vir my, as jy dit nou in 'n sin moet gaan sit, of in 'n taal wat jy actually verstaan, dit sê vir my, nee, sigma, weet ek, is die som van hierdie patroon, wat ook al daai rytjie is. Ons kan sien is daar 'n meetkundig, maar wat ook al daar staan. Vanaf waar K3 is, tot by, ek weet nie hoeveel nie, maar van K tot by waar K3 is, tot daar, is gelyk aan daai. Dis wat dit vir my sê. So dit sê vir my die som van hierdie patroon, vanaf die 3de term tot by die, ek weet nie hoeveelste term nie, is gelyk aan daai. Okay, so dit is wat dit vir my sê. So al wat ons gaan doen, moenie skrik nie, jy hou net by jou stappe. En hierdie is in die opsommings baie mooi uiteen vir julle gesit, stap vir stap. Okay, kan nie verkeerd gaan nie. So die eerste ding wat jy doen, is wat ek vir jou gesê het, is jy bepaal jou patroon. Oor dat hier staan K is 3, né? Nou wat jy gaan doen, is jy gaan kyk na hierdie, jou TN, en al wat jy gaan doen, hè, is jy gaan maak my K 'n 3, dan 'n 4 en dan 'n 5. As hier gestaan het K is gelyk aan 31, sê dan maar daar was 31, dan sou ek K gemaak het as 'n 31, 'n 32 en 'n 33. Okay, dis maar net dat jy die eerste 3 terme kry, dat jy jou patroontjie kan bou. Okay, so wat ons gaan doen hierso, so kom ons gaan maak my K 'n 3. So jy gaan
chuck hierdie net so in jou calculator in, wanneer jou K 'n 3 is, dan kry ek my eerste term as 32. Dan gaan maak ek my K 'n 4, sodat ek die volgende term kan kry, dan kry ek hom as 'n 64, en dan gaan maak ek K 'n 5, kry ek hom as 'n 128. Ok, so nou het ek my patroon. Ok, so stap 1 is voltooi. So ons sê stap 1, bepaal jou patroon. Stap 2, bepaal of is dit rekenkundig of meetkundig. So ek kan sommer sien, die feit dat dit 'n mag het, as jy gou mooi dink, dit stem ooreen, jou TN vir meetkundig, is mos A maal met R tot die mag N minus 1. So dit stem eintlik mooi ooreen met my meetkundige reeks, maar, so dit gee jou net so lank 'n idee, jy kan ook baie vinnig sien, jy kan hierso gaan sê, maal met 2, maal met 2. So ek weet, wanneer jy maal, dan is dit jou meetkundig. Ok, so wat jy nou gaan doen, stap 1, klaar, stap 2, ek weet dis meetkundig, stap 3, al wat jy gaan doen is jy gaan chuck dit in jou formule in. Ok, so ons weet sigma het te doen met Sn, so ek gaan skryf die Sn formule vir 'n meetkundige reeks neer. So my Sn gee vir my A in hakkies R tot die mag N minus 1 boop 'n R minus 1. En hulle sê vir my hierdie is gelyk aan die 131.040. Ok, so nou gaan chuck ons hierdie net, jy gaan chuck die goed nou net in jou formule in. So ons kan sien die waarde vir A is 32. Die waarde vir R het ons nou as term 2 boop term 1, jy gaan sê mos 64 gedeel deur 32 en dan kry dit vir my R is dan 2. So ons het ons nou gesê jy maal met 2, dis jou ratio. So dit is 'n 2 tot die mag, en hierdie is nou belangrik, ons gaan hom net eers 'n N los. Ek wil net weet, tot die mag N, minus 1, boop my R is mos nou 2 minus 1, en wat hier is, hulle sê vir my, die som van is daai 131.040. En nou wat ons gaan doen is 'n gewone algebra sommetjie, easy peasy, let's go. So ons gaan sê, wel, ek kan sien die 2 minus 1 is net 'n pragtige 1. So daar vir my breeksomme weg is lekker. En dan gaan sê ek die 131.040 gedeel deur 32. Jy vat hom oor en dan gaan sit jy hom daar. Jy gaan deel met hom. Dan kry ek 'n beautiful 4095 is gelyk aan 2 tot die mag N en my minus 1. Asseblief, in 'n vraestel maak julle baie keer die fout om te sê minus 1 is daarbo. Dit is nie 'n TN nie, dis 'n SN formule. So hou net by jou formule, skryf netjies dat jy kan sien waar is die minus 1. Dan wat jy gaan doen is ek gaan vat hom oor, hy plus, dan kry ek 'n 4096 is gelyk aan 'n 2 tot die mag N. Jy kan nou of jy logaritmes gebruik of jy kan net gaan shift fact en dan kry ek my N as 'n 12. Ok, onthou as daar enige van die stappe is wat julle nie verstaan nie, drop vir my 'n comment, dan sal ek dit vir julle mooi verduidelik. Ok, righty, so ons het my N is dan nou 12, great. Maar, so dit sê net vir my ek het die som van 12 terme gevat, ok. Maar, ek wil weet wat gaan my M wees. Ek soek nie nou vir N om te sê hoeveel terme was in daai reeks nie, né? So nou wat jy gaan doen, jy hou by my reël wat net vir my sê, dat ons het gepraat in daai video van die boonste 1 minus die onderste 1 plus 1, né? So dit sê vir my, dis gewoonlik om vir N te kry. So ons sal kan gaan sê, is die N is die boonste 1 minus die onderste 1 plus 1, ok? En ek het nou al klaar my antwoord vir N gaan uitwerk. So ons kan dan gaan sê, so 12 is gelyk aan die boonste 1 minus die onderste 1 plus 1. Daar is ander maniere ook om dit te doen. Ek hou maar net daarvan om vir julle een metode te leer, is 'n foolproof plan. En dan kry ek my waarde vir M as 'n pragtige 14. Right, volgende. So wanneer ons kom by voorbeeld 7, is dit weer een van my favourite vrae, want hulle gee vir jou soveel inligting, dit tel 5 punte, en jy kyk na die inligting en jy voel sommer net dadelik, ag nee, ons kan hierdie maar los. Maar eintlik, julle, as jy net hou by die reëls, is hierdie regtig nie so bad nie. Hierdie net so bietjie meer algebra agter hom aan, in die som, so ja. Geniet dit, die stappe is in die opsommings vir julle mooi uiteengesit, al die algebra is daarso, maar kom ons kyk hoe ons dit doen. So wat ek sal doen hierso, is kom ons breek dit net gou op heel eerste. So ons gaan werk hierso, het ons die som van die eerste 3 terme van 'n stygende rekenkundige reeks is 30.
So ek het die pers gedeelte en dan het ek die groen gedeelte. Die produk van dieselfde 3 terme is 50. Okay, so die eerste metode sal in hierdie som spesifiek sal dit eintlik makliker wees, hierdie metode 1, of net vir daai persgedeeltetjie. En ek sal eintlik metode 2 voorstel, ek gaan nou vir julle wys hoekom. Maar ja, so moet nie net metode 1 kyk en dink, o nee, ek verstaan, en dan skiep jy aan na die res van die som nie, maar ek seker jy verstaan metode 2 ook. So, hulle sê die som van die eerste 3 terme, so ons weet dit is 'n rekenkundige reeks en is die som van. So dadelik kan ek my formule gaan skryf. Okay? Hulle sê vir my die som van 3, onthou my rekenkundige reeks formule, my SN, gee vir my n op 2 nakkies 2a plus n minus 1 mal met d. Okay? En ek weet mos nou nie wat enige van daai goed eintlik is nie, ek weet nie wat's A of D of enigiets nie, maar hulle sê wel vir my, die som van die eerste 3 terme is gelyk aan 30. So hulle sê vir my wat die antwoord is van dit. So hulle sê vir my 30 en n is 3, want die som van 3. Ek weet nie wat's A nie, my n weet ek is 'n 3 en ek weet ook nie wat is D nie. So wanneer jy hierdie nou gaan vereenvoudig, ek hou daarvan om net altyd eers te gaan maal met my 2, en dan, soos ek sê, dit is baie mooi in die opsommings, ek hou daarvan om te gaan sê maal met 2, dan kry ek 'n 60, en dan sê ek gedeel deur 3, gee dan vir my 'n 20, en dan raak ek ontslaaf van daai. Okay, en dan die res moet ek letterlik net gaan vereenvoudig. So ons kry 20 is gelyk aan 2a plus 2d, en dan kry ek 10 is gelyk aan a plus d. Okay. Hierdie is baie lekker, as jy nou byvoorbeeld, soos wat hulle nou vir jou gesê het, die som van die eerste 3 terme kry. So dis baie nice, maar wat as hulle vir my gesê het, die som van term 5, 6 en 7? Dit is nog steeds 3 terme, maar nou kan ek nie gaan sê wel die som van 3 en dan werk ek met 5, 6 en 7 nie. Dis nie so eenvoudig dan nie. So dis hoekom ek hou van metode 2. Ek hou daarvan om dit dan in kleiner dele op te breek. As hulle sê die som van 3 terme, so hulle sê eintlik vir my term 1 plus term 2 plus term 3. Wat lekker is van hierdie is jy kan dit vir enige term gebruik en jy kan dit ook vir minus gebruik, jy kan dit vir maal of deel of enigiets wat hulle vir jou gee, as jy dit opbreek apart, dan kan jy doen met dit net wat jy wil. Okay. So ons weet wanneer jy iets pinpoint, né? Pinpoint is mos TN en ons weet ons gebruik rekenkundig. So TN is A plus N minus 1 mal met D. So wat ek nou gaan doen is, ons gaan basies net elke term 'n naam gee. Ons weet al klaar, term A, skryf so, term 1 weet ons mos nou is A. Boom. Okay. Term 2, al wat jy gaan doen vir term 2, is ons weet, ek maak my N 'n 2 hierso, okay? En dan gaan kyk ek net, so as ons hom 'n 2 maak, dan kry ek, kom ons noem hom term 2, dit gee vir my 'n A plus 2 minus 1, julle sal vinnig die patroontjie sien, en 2 minus 1 is 1, so term 2 kry ek as A plus D. So plus A plus D, jy hoef ook nie eers in 'n hakkie te sit nie, ek hou maar net daarvan, dan weet ek my tekens is reg ingeval toe hulle my dalk probeer uitvang. Okay? Dan kom ons by term 3. Vir term 3 doen ons presies dieselfde. Ek gaan werk om nou net, ek maak my net my N 'n 3. Jy gee net vir hom 'n naam. Term 3 is, dan kry ek hom is A plus 2D. En jy kan sien as jy nou sou aangaan, term 4 gaan wees A plus 3D, dan A plus 5D. So jy kan dit so gaan doen, so ek gaan gee letterlik net vir hom 'n naam. Sien julle, al het ek nie al die inligting nie, dit maak nie saak nie, jy gaan kry 'n formule, ons weet ons werk, wanneer jy dit byvoorbeeld so wil opbreek, om te sê, wat is term 1 se naam? Ek werk nie met die som van iets nie, ek soek net die term 1, en dan gebruik ek TN, en jy check net in jou formule in wat jy het. Okay. Dan wat ek gaan doen, hulle het vir my gesê, dit is gelyk aan 30. So ek verkies hierdie metode by verre, dis baie makliker. Dan kry ek hom 3A plus 3D
is gelyk aan 30, en dan sien jy ons kom by dieselfde uit. A plus D is gelyk aan 10. So ons kom by dieselfde uit as wat ons nou hierbo uitgekom het. Hierdie enetjie is net 'n bietjie meer 'n foolproof plan, veral wanneer jy by meetkundig ook werk en wanneer jy gaan werk met som van sê nou maar term 10 en term 13 en term 18. Sê nou maar hulle sê as jy daai 3 terme bymekaar plus, dan kry ek 'n antwoord. Is hierdie metode definitief baie veiliger. Okay, so nou wat ons gaan doen, nou gaan werk ons met die groen gedeelte. Hulle sê vir my, die produk van dieselfde 3 terme is 510. So, die produk van dieselfde 3 terme, so hier sê hulle dit vir my, term 1 mal met term 2 mal met term 3 is gelyk aan 510. Okay, soos ek sê, dit is definitief my preference om hulle apart te vat en dit net op te breek. Ons het nou al klaar gesê, ons het dit nou ook al gedoen, so dit help. Ons het klaar gesê, term 1 se naam is A. Term 2 het ons gekry as 'n A plus D, en term 3 het ons gekry as 'n A plus 2D. En hulle het gesê, hier is 510. Nou wat lekker is hiervan, sien julle in hierdie vergelyking, het ek 2 onbekendes. Ek het net 'n A en 'n D. En aan hierdie kant het ek ook net 'n A en 'n D. Dit is my enigste 2 onbekendes. So ek weet ek gaan basies net die 2 gaan gelyktydig oplos. Okay. So jy kan, as jy wil, kan jy hierdie nou dadelik gaan substitusie toepas. Dis by all means. Ek hou daarvan om gewoonlik maar eers my hakkies te gaan uitmaal. So julle kan hierdie algebra lekker gaan doen. Ek gaan sommer eers my A gaan inmaal. Dan kry ek A kwadraat plus AD, en daai hele toetie maal met 'n A plus 2D. Ek glo julle weet daarom nou hoe om hierdie som uit te werk. Mooi hakkies, maar soos ek sê, dit is alles mooi in die opsommings. Okay, nou wat ons gaan doen is ons gaan maal hom net uit. Dit gee vir my 'n A tot die mag 3 plus 2A kwadraat D plus A kwadraat D plus 2AD kwadraat, en dit is gelyk aan 510. Okay? En van hier af is dit net gewone algebra. So, al wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie tweekies net by mekaar tel, en dan gee dit vir my 'n 3A kwadraat D. Okay, right. So dit is gewoonlik die gedeelte van die vraestel wat as julle bykom, dan dink julle, o jete, ek het 'n fout gemaak, want ek sit met hierdie weird goed. Maar ek wil jy moet mooi gaan kyk wat jy het. Ek sit met 'n vergelyking wat 'n A en 'n D het as 'n onbekende. En dan sit ek aan die linkerkant met 'n vergelyking wat 'n A en 'n D het as 'n onbekende. So jy gaan dit net gelyktydig oplos, so maklik soos dit. So julle weet met gelyktydige oplossings, ek soek 'n vergelyking of A, jy soek hom in hierdie geval A is gelyk aan tadadadada, of D is gelyk aan tadadadada. Okay? So wat jy gaan doen, jy kan pick and choose. Kom ek gaan kyk dit na my vergelyking. Wat is A of D? Wat sal ek eerder wil hê? As ek gaan kyk na A, sien julle hy het dit tot die mag 3 en daar is 'n kwadraat. Dis baie om dit tot die mag 3. Dis net soveel moeite om dit te gaan uitmaal. As ek gaan kyk na my D, hy het net 1 kwadraat. So ek sal definitief om eerder gaan skryf in terme van D. Maar albei gaan reg wees, die een gaan net 'n bietjie vinniger wees as die ander een. So kom ons noem hierdie vergelyking 1. Hierdie is vergelyking 2. Kom ons gaan skryf hom in vir vergelyking 3 om te sê ons gee vir D 'n ander naam. Dit is 10 minus A. Onthou ek vat nou net my A oor en ek minus. Okay. En dan noem ons hierdie vergelyking 3. So dan sê ek nou vir hulle baie mooi, okay. So kom ons gaan stel vergelyking 3 binne in vergelyking 2. Dis gewone substitusie julle. Okay. So hoe daai dan nou lyk, kom ons sit hom in. Ek gaan sê my A tot die mag 3 tel net daar uit, plus 3, my A kwadraat tel net daar uit. In plaas van D gaan sit ek mos nou 'n naam 10 minus A. Plus 2A, in plaas van D sit ek 'n 10 minus A. En ek weet dit is gelyk aan 510. Sien julle, die enigste ding wat ek nou het is 'n A. Dit is my enigste probleem. Okay? O, ek vermis 'n kwadraat. Dis hy. Okay. So ons gaan nou die waarde van A kry. So ek het daarom vir julle in die opsomming stap vir stap hierdie gaan uitmaal, so julle kan baie mooi daarna gaan kyk. Maar kom ons doen die algebra. Ons sê A tot die mag 3 plus 30 A kwadraat minus 3A tot die mag
3. Okay? So wanneer ek hierdie 2a, onthou jy moet altyd eers jou kwadraat doen. Ek gaan dit op die shortcut doen, wat vir my sê ek kwadreer hom, so dit is 100, maal die 2 met mekaar, maal met 2, minus 20a, plus a kwadraat, is gelyk aan 510. Dan gaan maal ek my 2a in, dan kry ek hom as 'n a tot die mag 3, plus 30a kwadraat, minus 3a tot die mag 3, plus 200a, minus 40a tot die mag 2, plus 2a tot die mag 3, en dit sê vir my is gelyk aan 510. Ok, nou behoort die goedjies te wees wat mooi uitkanselleer, so gelukkig gaan my a tot die mag 3's baie mooi uitkanselleer, ek het 'n a tot die mag 3, minus 3a tot die mag 3, plus 2a tot die mag 3, hulle kanselleer pragtig uit. Dan het ek 'n klomp kwadrate, as ek hulle gaan bymekaar tel, dan kry ek 'n minus 10a kwadraat, plus 200a, minus 510, is gelyk aan 0. So hier kan jy kan hom nou gaan deel met 'n 10 en jy kan groot gaan hier, jy kan 'n kwadratiese formule gebruik of jy kan jou calculator gaan mode 53, dit sal my preference wees. En dan wat jy gaan doen is ek kry my waarde vir a, het ek as 17 en dan kry ek of a is 3. Okay? Onthou jy moet vir a en vir d kry. Wanneer a 17 is, julle weet, ek gaan nie te veel in detail met die ingelyktydige oplossings nie, maar ek gaan check net my a as 'n 17 daarin, dan kry ek my waarde vir d as 'n minus 7, en hierso kry ek my d as 'n 7. Ok, so ek het nou eintlik twee goed wat ek kan gebruik, maar hulle het vir my in die vraag, het hulle vir my gesê, van 'n stygende rekenkundige reeks. Stygend beteken dit word al hoe groter. So dit beteken my eerste verskil kan nie minus 7 wees nie, want dan gaan hy al hoe kleiner word. So dit kan nie daai opsies wees nie, dit moet daai opsie dan wees. So dan weet ons a is 3 en d is 7. Kyk, wat was die vraag? Bepaal die waardes van a en d. Dis dit. Great. So ons het hom gekry. So a is 3 en d is 7. Alright. Okay, so voorbeeld nommer 8 is weer eens een van my gunstelinge. Julle kan sien hierdie gesiggie is sommer super happy daaroor. Want dit is 'n baie lekker vraag. Hy kom in so baie vraestelle voor. Is hulle gaan vra vir my bepaal die waardes van k waarvoor die reeks gaan konvergeer. Okay. So die ding wat jy eers hier moet weet is konvergering vind net plaas met meetkundige rye en reekse. So dis die eerste ding wat jy moet weet. Dis meetkundig. Meetkundig weet ek het 'n ratio, dis R. My R kry ek mos as term 2 bo-op term 1, of jy kan sê term 3 bo-op term 2, maar dit is jou ratio, okay? So dis die begin waar ek sal begin, is om my R te gaan kry, want ek weet ook iets konvergeer, daar is die leerwerk, wat vir my sê minus 1 is kleiner as R en dit is kleiner as 1, dan gaan hy konvergeer. Okay? In die video waar ons som tot oneindig en daai goed deurgechat het, het ons mooi verduidelik wat is konvergering. So al wat ek doen is, ek moet nou basies net vir R kry en dan is dit 'n gewone graad 10, lekker easy peasy ongelykheid. Okay, so kom ons go. Ek soek gou my R. Ek gaan sommer sê om vir R te kry, gaan ek sê dis term 2 bo-op term 1. Okay? Term 2 het ek is 'n 2 in hakies 2k minus 1 kwadraat, bo-op term 1, wat 'n 2k minus 1 is. Hulle kan beautifully uitkanselleer, kyk hoe mooi is dit, en dan kry ek my waarde vir R as 'n 2 in hakies 'n 2k minus 1. Dis fyn as jy die 2 wil inmaal, ek gee regtig nie om daaroor nie, dit is net soos wat jy wil. Ok, so ek het ten minste my R. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan skryf my vir konvergering, is minus 1 is kleiner as, ons weet mos nou dis R, my R het ek nou net gaan uitwerk as 'n 2 in hakies 2k minus 1, great, en dit is kleiner as 1, en nou moet jy net vir k oplos, so maklik soos dit, ok, minus 1 is kleiner, ek gaan sommer om gaan inmaal, op die opsommings het ek dit so gedoen, so kom ons gou op hierdie manier, why not? Dan sê dit is 4k minus 2 en dit is kleiner as 1. Ek het nou nog net hierdie 2 gaan inmaal. Om vir k alleen te kry,
gaan ek my 2 mos aan al twee kante plus, so dan sê ek minus 1 plus 2 gee vir my 'n 1, en dit is kleiner as die 4k, en dit is kleiner as 3. En dan gaan deel ek deur 'n 4, so ek sê 1 op 4 is kleiner as k, en dit is kleiner as 3 op 4. En dis my waardes vir k, waarvoor hy gaan konvergeer net so.